om in die huis van die Here te is. En ek wil net vanmorgen oopmaak in die boeke van, ek wil net die voordele, daar is voordele wat ons kry as ons in herlewing lewe. Prys die naam van die Here. Nou die herlewing het jare, het die Pinkster geverlaat. Dan wil ek graag hê, pastoor moet vir my oopmaak in Openbaring 2, versie 4, as ek nou reg is. Prys die lieflike naam van die Here Jesus. Halleluja. Nou, ek het droom gehad, 'n baie goeie droom. En die droom openbaar homself. Amen. Die droom openbaar homself. As ek vanmorgen so speel, dan hoor ek die krag van die Here, dan hoor ek hoe salf die Here my. Amen. Hy salf my in my stem, hy salf my in my vingers. 'n glas ander water gedrink gisterand. Amen. En die droom het so verder gegaan, dat ek oor my sien sien, hy kom sit baie droevig. En ek begin om die Here te vra, wat gebeur? Oh Lord. Ja, ek wil vanmorgen leer, nee, trots is lelik. Amen. Want vir niemand het vir iemand iets gedoen. Amen. En daarom eer ek vanmorgen die Here. Daarom wil ek die kerk van die Here moet terugkom. Die kerk moet terugkom. Amen. Ons eerste getuienis was baie goed. Jy weet as mense testimonies, lewendige testimonies, dan voel jy dis iemand wat bid en bring iets na die huis van die Here toe, om vir my weer vorentoe te versterk. Halleluja. Nou, ons lewe hier in die huis van die Here, Suster Lady. Ons lewe hierso, dis hier wat ons eet. Volgens die woord van die Here, wat die duiwel van die Here sê, ons sal nie, ons is nog honger, amen nie. En die Here Jesus sê, julle sal nie leef alleen van brood nie, maar van elk woord. Prys die naam van die Here. Daarom wil ek vanmorgen net praat van herlewing. En onze ander skrif sal wees, nee, soos ek gesê het, is in Handelinge. Is nou Handelinge 2, van die eerste vers af. Ek is besig dat die kerk moet terugkom. Amen. Nou, ek wil net met ons jong mense daar aanmoedig, nee. Ons het gesê die jaar, ons offer ons op, dat die kerk 10 uur, die begin 10 uur. Soos het nie kan nie, vroeger as julle kom waar die opjakkels daar is, die 10 o'clock, start the church of God. Amen nie. Ons leer ons mekaar, nee. Halleluja. Daarom wil ek hê, die kerk moet mekaar raak nie. Dat is, die kerk moet kwaai, hy moet vol orde is. Amen nie. Ons het baie ander lerings, wat jy vraag, kan die Here so 'n boodskap stuur, dat ons regtig kan met broeke dien. Dit is nie 'n sonde nie, maar dit is onordelikheid in die huis van die Here. En ek wil graag hê, dat mense moet die boodskap kry. Those who are serving with trousers, both men, dis onordelik in die huis van die Here. It's not sin. Is nie orde nie. Ons het vandag mense dierbaar is, ons het mense vandag wat maar net in die kerk is. Ek praat van manne van die Here. Die wêreld is so gevaarlik. Dan kom vroue en jong mense met broeke. En die wêreld gaan oorvat. Maar die Here sê dat sy kerk moet terugkom. En daar is voordele wat ek van Restoration Ministries vanmorgen
En ook die wat ons vanmorgen luister. Die wat ons ook luister vanmorgen. Halleluja. Life. Amen. Dat was dan net voor ons lees. Prys God se naam. In Openbaring 2. Iemand het die gepraat. We have to go back to basics. Ons moet terug naar die beginsels toe. Oké, pastor. Openbaring 2. Ja, lees maar van die eerste verse vast. Die opskrif aan die gemeente in Efesie, wat sy eerste liefde versak het. Nee, pastor, nee, dat kan niet waar wees. Die kerk se liefde, God se kerk, se liefde. Als ik praat van die kerk, dan praat ik van die hele denominaties. En hier wordt een brief geschreven aan die kerk van Efesie. Dat zijn liefde heeft verzwakt. Amen. Kom eens voor wat de Heer vanmorgen zegt. Skryf aan die voorgangers, Schrijf aan die leiders van die kerk. wat die gemeente van Efesie geleer is. Van die gemeente van Restoration. So sê hy wat die 7 sterre in die regterhand vashou en wat tussen die 7 kandelaars rondstaan. Tussen die 7 kandelaars. Number 7 stands for perfection. Binnekant 7 dae het God hierdie wêreld gemaak. And it was done. When Jesus Christ died on the cross of Calvary, dan was daar die 7 woorde van perfection. Want dit is voldoen. Prys God se naam. Halleluja. Ek ken jou handel en wandel. Die Here sê, hy ken elke een se wandel, hy ken elke een se handel. Prys die naam van die Here. Weet jy hoekom ken ek dit? Sit 'n linie. Because you are a worshiper. You are a prayer warrior. That's why you have a testimony. A life testimony. Hallelujah. Ek het ook jou harde werk en volharding raak gesien. Ek het ook jou harde werk. Lewers van my jou harde werk. It seems it's a waste of time when we come to the house of the Lord at 9 o'clock, at 3 o'clock. Maar die Here sê vanmorgen, ek sien julle harde werk. Halleluja. En dat die slegte mense nie kan wat verdra nie. Jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. Hoe vast blijft pastor? Van die wat sê? Pastor? Apostel? Hey, ons moet terugkeer, ons moet herlewing toe gaan. Nee, ek sê vir die vrou, iets gebeur gister. Iets gebeur en die prediker by die link sê, Apostel, kom bid vir ons maar toe. Nee. But after the service, Kibuaka Munna Wamutimu, a man of God. Hakim sê, die probleem is die manne van die Here verstaan nie meer. Wanneer jy baie bid, apostel dink as so, sy moet my lag nie. Dan wys die Here my die dieper ding binnekant. Because I am living revival. Herlewing. Nou probeer ek so met die om. Dan sien ek weer wat die man van die Here gee kwaad voor. Ek het bo binnekant op. Dis wat ons in herlewing lewe. Okay, pastor. Jy het toe uitgevind dat hulle eintlik leenaars is. Verder volhard jy ook en het jy terwille van my baie verdra sonder om moeg te word. Kom ons raak nie moeg, kom ons verdra. Dit maak nie saak of ons elke week moet praat van manne van die Here wat moet aan die bid
Kom ons nie ophou nie, prys die naam van die Here. Kom ons aanhou, want dit is 'n goeie aanmoediging aan die manne van die Here. Die maar is elke ding in die lewe, elke ding in die lewe, dit kos om tot by 'n verlossing te kom. Dis hoekom ons kan nie die manne preek nie. Ja, jy wil nie dit doen nie. Ja, jy wil nie dit doen nie. Nee, apostel Paulus sê, as ons by mekaar gekom het, dan bemoedig ons mekaar. Vers 4. Yes, Lord. Maar ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde versaai. Die Here sê vanmôre restoration. Die Here sê, die eerste liefde is weg. Nou is die Here vanmôre besig met herlewing. Hier is 'n wonderlike ding wat hier gebeur vanmôre. Ek is gaan ry, pas nou. Handelinge 2:1. Ek werk weer vanmôre saam met die 2's en die 1's. Prys God se naam. Die opskrif, Handelinge 2. Handelinge 2. Op Pinksterdag word die Heilige Gees op die disippels uitgestort. Die voordeel van herlewing. Here. Halleluja. Prys pastor. Ja. Op Pinksterdag, Ja. 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Kan pastor net sê wat se week is hy? Op die 7de week. Ja. Werk ek dan weer vandag met seers? Werk ek dan weer vandag met perfection? Here my siel. Hoe wat gebeur? Was al die gelowiges op een plek saam. Die enkel vanmôre is al die gelowiges. Ons is op een plek saam vanmôre. En ons kan vanmôre getuig die teenwoordige krag van die Here in sy plek. Prys die naam van die Here. Yes, Lord. Halleluja. Ons kan dink met ons gedagte. Maybe most of the tests are empty in the church. But the Holy Spirit, dit is wat belangrijk is. Wat aan die huis van die Here is. Want ons is op Pinksterdag. Prys die naam van die Here. Daarom is ons eendragtig. Yes, halleluja. Hier is nog iets wat ek hier wil sê nie. Maar ek gaan ook van die manne noem. As ons klaar is, miskien is het nog môre. Amen. Halleluja. Die Bybel leer ons nie. Pastor. Ons moet die ou manne nie sê, wat maak? Nee, harvest. Harvest. Ja. Lees, pastor. En skielik, en gelyk soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Suddenly. Het het nog so gegaan en die kerk het nog net gebeur. But suddenly, skielik is daar 'n rukwind. Waarvan kom ek, pastor? Skielik is 'n geweldige stormwind, dat het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Uit die jammer, halleluja. Wanneer ons aan herlewing lewe dierbaar is, dan moet hy van uit die hemel uitkom. Prys die naam van die Here. Prys God se naam. Ons kan vanmôre praat van die Baalse profete. Prys die naam van die Here. Wat ons geprobeer het om op die altaar te offer, om met hulle God te praat. Maar hulle se missie was never fulfilled. Ja. Here, my siel. Daar kom die profeet. Elia praat met die Here. Omdat hy die sy eerste uitroep, toe roep hy die Here aan. Dat wanneer ons in herlewing geleef, wanneer die Here die eerste keer uitroep, pastor, ek sit weer, hier kom die boodskap van Kobus Brouwers, van Rehearse. Ek sê, as ek die weer kamer toe gaan, prys die naam van die Here. Ek sê dit, ek wil daar met Toyota aangaan, pastor. Ek wil met Toyota aangaan. Ek wil binnekant 'n 4x4. Ek sê, laat jy na my net toe, om te rehearse. Ek wil net rehearse. Ek soek 'n seëning van die Here. Ek
geloof, maar dan moet lewing wees. Kom ons het gehoor pas, as dit so bietjie. Ons so bietjie bring. Ons is nog steeds daar by handeling. Herlewing is die kern van God. Hy is die kern van God. Herlewing gaan daaroor dat God mense in sy kerk terugtrek na sy teenwoordigheid en sy begeertes. My begeertes, as ek in die huis van die Here, hou Here my siel aan met die Heilige Gees van die Here. Hanna, het dood. I'm going to rehearse myself. Ek gaan rehearse voor my vol. Ek sê Toyota. Ek sê nie voort nie. Ek sê Toyota. Ek gaan rehearse. Ek gaan binnekant opsit. Prys die naam van die Here. As ek 'n vrou maak jy. Ek sê ek het dit julle gesê. Ek moet kom rehearse. Ek wil rehearse. Prys die naam van die Here. Luister wat maak herlewing. Herlewing gebeur wanneer God se Gees vars op sy mense val. Handelinge 2 vers 1. Vars olie. New anointing. Hallelujah. Daar is hier 'n ou. Hallelujah, anointing. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê, hallelujah, as die olie, as hy van die hoof afkom, as hy van die leier afkom, dan moet hy afgaan na die lede toe. Want dit is 'n vals olie. Want daar is herlewing. Prys die naam van die Here. Halleluja. Christene kan ons so verteer. Christene kan ons so verteer word deur kultuur. Dat ons die Gees van God uitblus. Culture. Halleluja. Ons blus die Gees van die Here uit. Toch wanneer God se mense by mekaar gekom om te aanbid, te bid, te bely, om te berou, dan beweeg God se Gees op 'n kragtige manier. Wanneer ons een is, omdat Jesus sê hy die Vader is een, en daarom sê as ons binnekant hom woon, dan is ons een. So die Heilige Gees moet werk van the Greater One. The Greater One is within me, is within you. Herlewing beïnvloed ons, maar dat kan beïnvloed ook ander in ons wêreld. Herlewing begin hierso. En ek het gesê die herlewing moet met my begin. Nou gaan praat ek van herlewing. I don't even have a testimony of revival. But I want to teach the children of God about revival. Hoe kry ek dit reg? Prys God se naam. Herlewing in die Bybel bring talle voordele. Uitsluitend die redding van verlore siele, persoonlike vernuwing en versterkte kerk. Dit bevorder ook bekering, 'n dieper verhouding met God en 'n hernieuwde passie vir gebed en diens. You must have a passion. Jy moet 'n passie hê vir gebed. Jy moet 'n vurige geer, iets moet jou aanjaag. Dat passie within you. Dat moet jou maar aanjaag, pastor. Die passie. Halleluja. Skriftelike voordele. Blessed be the name of Jesus. As die Here nie mooi nie dierbaar is. Die herlewing lei dikwels tot die redding van diegene wat voorheen verlore was. Wat hulle in 'n verhouding met Christus bring. Voorheen. Dit is alweer by Openbaring pastor. Dat julle eerste voorheen julle eerste liefde het julle geverlaat. Prys die naam van die Here. Daarom sê, halleluja, keer terug. Die mooiste ding wat ek daarvan hoor, pastor, die 7 kandelaars, die 7 kandel, die lig van die Here is 'n perfekte lig. Halleluja, hy is 'n voltooiende lig. Prys die naam van die Here. Daar's nog voordele, die ander voordeel
weet die ervaar 'n geestelike ontwikkeling. 'n herlewing van 'n geloof en 'n dieper verbintenis met God. Die geloof. Ons kan dit nie doen as ons nie geloof het nie. Ek het gepraat, I'm going to rehearse. But it is all about faith. Hallelujah. It is all about faith. As I come, I'm going to leave my anointing. Ek gaan my salwing daar los. Ek moet my reek kry. En dan moet vra wat die persoon wat ek gelees het. Waar is die persoon? Hier is 'n reek. Hier is 'n salwing uit die Here. Waar die persoon wat ek gesit het, as 'n persoon van herlewing. Hallelujah. I am not preaching prosperity. Ek is ook bezig met geloof. Ek is bezig met geloof. Herlewing bring heiligmaking. Herlewing moedig gelowiges aan om 'n meer heilige en regverdige lewe te lei. Aangesien hulle deur die Heilige Gees bemagtig word. Ons is bemagtig deur die Heilige Gees. Jy moet 'n regverdige lewe leef. As ons nie in die waarheid is, Suster Inga, dan is het 'n ander ding, hè. Want nou is jy met mense van waarheid, nou is jy met mense wat baie bid. Nou praat jy die ding wat jy wil praat. Maar die Gees openbaar iets anders. Wie jy uiteindelik kan is. Baie van ons, die Bybel, as jy vergeet van maak, ons skuil agter die Bybel. Ons skuil agter die woord ou die. Ons skuil. Ons kan praat. Net omdat ons geleerd is, dan kan ons baie mooi praat van. But there is no revival. Daar is nie herlewing. Halleluja. Maar dit bring heiligmaking. Halleluja. Herlewing bring bekering. Mense draai weg van sonde en omhels 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. Bekering, mense draai weg van die sonde. Sonde draai jy weg en dan kom jy na die herlewing. Ek staan in Handelinge 2. Ek staan in Openbaring 2. Halleluja. Die eerste liefde. Ek moet gaan kyk. Die vrou wat sy penning verloor het. Die Here sê moet ernstig soek dat ons in 'n lewe kom dierbaar is. Herlewing bring herstelling van verhoudings. Gesinne kan genesing en versoening ervaar. Daar is 'n baie mooi kommunikasie. It's for me very funny, man. Dat is baie snaaks. Dat kan nie verstaan nie. Die Here sê ons is broers. Maar as so snaaks, laat ons kragte hê teen mekaar. It's not revival. But here are the benefits of revival. Sien ons aan. Onze benefits, hy bring bekering. Mense draai weg van die sonde en omhels hulle 'n lewe van gehoorsaamheid. Abraham was blessed because of his obedience. Abraham was geseën ter wille van sy gehoorsaamheid. Verhouding bring kerkeenheid. Herlewing kan lei tot groter eenheid en harmonie binne die kerk. Within the church. Herlewing. That's the benefits of revival. Amen. Hy kan dit bring. Amen. Nou vat ons die waarheid en ons vir die waarheid ons skop kom ek gou so 'n bietjie uitgaan. Aan 'n coach van Chiefs het kwaad geword vir Sheiks Kumani. Where have you ever seen you are passing the ball? This guy is checking this way, but he is passing this side. En dis hoe ons die woord draai. Die woord sê so. Maar die eenheid. Nee. Hy bring eenheid in sy kerk.
eenheid bring hernieuwde passie van gebed. Daar moet 'n vurige passie binnekant jou is. Jy kan ook nie net kom Ogotien. No, the pastor says that we should go there. We should come at 9 o'clock and pray. Maar jy moet 'n passie hê. Yes, Lord. Zodat je kan komen benefit, want dit is die benefit wat je moet hier komen krijgen. Prijs God zijn naam. Daar is een verhoogde gebeurte voor gebed en een dieper betrokkenheid bij Godse woord. Het leven brengt effectieve getuigenis. Effectieve. Ja. Mensen zeggen hulle bring getuienis. Dan sê hulle hoe die mense gaan betree hier in die strate. As die getuienis daai nie. Nee, dit is die getuienis nie. Nee, dit is nie mis, nee, dit is veel goed, nee. Dit is die straat se veel goed. Sy kan nie daar uit benefit nie. Dis nie, maar ek praat vanoggend van iemand wat gesê het, wanneer daar links is nie, as jy dink die Here is nie daar nie, dan kom eers daai oomblik. Want dit is die benefit wanneer ons aan herlewing leef. Herlewing bring geestelike groei. Yes, Lord. Herlewing bevorder geestelike volwassenheid en 'n dieper begrip van God se wil. Manifestasie van God se teenwoordigheid. Herlewing is 'n tyd wanneer God se teenwoordigheid meer tasbaar en sigbaar is in die lewens van sy mense. Ek staan alweer binnekant Handelinge 2 op die Pinksterdag, toe die volk eendragtig is. Die Bybel sê skielik staan er nie. Ek voel dit. Maar daar is ander mense wat nie verstaan het nie. O Petrus moes hulle nader aan gaan verduidelik. Don't think these people are drunk of wine. They are filled with the Holy Spirit. Because they are in a revival. Hallelujah. En is eendragtig in my diens in. En daarom moet ek my kinders gaan ondersteun. Ek moet die Heilige Gees oor hulle toe rus. Sodat as hulle spreek, dat ek nie hulle is nie. Maar ek wat binnekant hulle is. Daarom sê Apostel Paulus, Apostel Paulus het herlewing gelewe. Daarom het hy dit gesê. Die iemand wat nou lewe, is nie hy nie. Maar dit is Jesus Christus binnekant hom. Ek dink dit is die laaste een. Prys God se naam. En die laaste stukkie. Herlewing is mooi. Sister Ika. Sister wat is dit nou? Dis wel jy gaan dus mee. As ons hy week gaan herlewing doen. Nee. Ek wil net jy jou opoffer. Yes, Lord. Amen. Want hy gee my opoffer. Jy kom smoeg, maar van die skool af nie. Nee. Dan sê jy, I'm not going to sleep. I'm going to the reviver's service. I want to revive myself. Yes, Lord. Ek wil nie dink wat die pastoor gebruik het. Ek wil 'n ware getuienis is. Want hy weet gaan kom 7 days of revival. And revival will start here. Halleluja. So die revival het eers met die leierskap van die kerk begin. Hy kon begin nog met die kerk prys en aanbid. Saam met die leierskap. Hy moet nog begin. Hier is ons nog net besig om dinge bymekaar te sit. Soos pastoor wanneer hy gaan begin bou, dan moet hy net sien die sand is daar. Hy moet dit sien die sement is daar. Dan ons is nog net besig vir hierdie 3 weke gaan ons besig is met die voorbereidings. Maar daar gaan daar kom, halleluja. A 7 days for the leadership of this church. Halleluja, ons gaan in 'n herlewing gaan. Ons gaan die Here bid, ons gaan in die koue te. Uit ons 6 o'clock, we will report here for prayer. Halleluja, 9 o'clock we will report for prayer. 12 o'clock we will report for prayer. 9 o'clock we will report for prayer. Hallelujah. And not prayer alone, as well as fasting. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Herlewing. Hallelujah. Die herlewing oorkom stagnasie.
dat iets in your leven, Pastor, things are going to happen quickly. Kijk, ons wil niet meer, je moet vandaag werken en morgen niet werken. Ja. En come on, permanent. Van herleven. Van herleven. Van herleven zal hij wees. Hier zal herleven wees. Prijs die naam van de Heer. Daar zal eerst stagnatie wees nie. Herleven kan die kerk uit apathie en stagnatie omvat. Wat leidt tot groei en levenskrachtigheid. Ik praat van dat is wat herleven kom maak. Herleven kan een staat. Prijs die naam van de Heer. Hij kan een staat. Halleluja, laat revive. Oh, nee, dat is herleven. Die Heer is niet dood. Hij komt hij moet zijn profeet sturen. En een baie profeten, including myself, is een van die profeten. Lang al moest ons gegaan het. Lang al moest ons in herlewing gekomen het. Prijs die naam van die Heer. Dat is benefits, dienbaar is. Die Bijbel zegt in de 2 Kronieken 7 vers 14. Als mijn volk mijn aangezicht zoekt en hulle verneder, dan zal ik wat die Heer is, hoor uit die hemel uit en hulle land gewees. Ik zeg van Gerard, maar Gerard, dit is iets wat die gees oopmaak. Die land praat van je hart. Hij moet die hart gewees. En wanneer die kerk teruggaan naar zijn beginsels toe, dan zal Jacob staan weer in herleving terugkomen. Halleluja. En Pastor George Swartz, hij zei, you don't need an army to go and fight. Halleluja. Maak het gewillig gemaakt nodig. Prijs de naam van de Heer. Doe het. Kom en kom zien dat zijn vrouwen als weg als een completer. Toen zijn alle mannen wat nog geworden. Oh Heer. Maar die herleving binnenkant David. Die herleving. Toen zei David, I know that my God is living. Ik ga nou die volk. Als je 200, hoeveel het achtergebleven? Ja, 200, 400, 600, 400 en achtergebleven. David heeft met die monster gegaan. En toen David terugkomt, heeft David, prijs die naam van, heeft hij met die kinderen net zo heel gekomen. Hij ziet wat het is, David zijn herlevende, ze zijn herlevende leven niet. Dan zo hij dat niet gemaakt had. Maar omdat God, oh, Heer, kan niet wezen. David, een man, zo na aan mijn hart. Hier kan wij zien aan wat hij. Kom op mijn kamer. Ik is niet klaar. Wacht hier. Dit de boodschap. Dat is de Heer Leon. Wat vanmorgen. Wat vanmorgen zo maakt. Maar we nou. Halleluja. Ik kan zo weten dat die geest. Die geest geeft jezelf vanmorgen. Want die is er leven in die kerk. Die is er leven in die kerk. Prijs de naam van die Heer. En die Heer gaan jou een groot wonder komen doen, maar wel. Die heeft het verzekerd, halleluja. Dat jouw zieningen is op die pad. Wat die Heer zei. En je woord zien. Prijs God zijn naam. Dank je, Jezus.